Die brief wat die apostel Paulus geskryf het, was aan 'n gemeente in Filipi. En ons lees van hulle ontstaan in Handelinge 16 spesifiek. Dit is juis in daardie omgewing wat Paulus en Silas in die tronk was. En die Bybel sê omtrent middernag het hulle gebid en lofliedere aan God gesing. Net terwyl hulle in die tronk was. Met die saak gemaak waar hulle self bevind het, hulle nog steeds God se naam groot gemaak. Hierdie einste gemeente was gekenmerk gewees daarvoor dat hulle Paulus baie ondersteun het, beide finansiëel, maar ook so deur middel van gebed. En verlede week spesifiek het ons gefokus op Filippense 1 vers 6 en die boodskap was God werk in ons. Nou dit. Die wat verlede week was, nou God werk in ons. Nou ons gaan vanoggend ons verder gaan en ek gaan vir julle lees vanaf vers 12, ons gaan dit ver lees, maar ek glo dat jy dit sal verstaan. Wys hier, ek lees vanaf vers 12. Paulus aan die woord. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat my wedervaar het eerder op 'n vordering van die evangelie uitgeloop. Meer mense het van die boodskap begin hoor, spite daarvan dat Paulus in die tronk is. Sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keizerlike leiwag en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Net gaan wat dit vir jou sê, presies dit wat met Charlie Kirk gebeur het, word hierso beskryf. Dat sy dood gaan nie te vergeefs wees nie, maar die Here gaan manne en vroue optel om juis met vrymoedigheid die woord te spreek. Ons lees verder vanaf vers 15. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, ander ook uit welwillendheid. Eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg. Maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval, allerlei wyse, of het onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig, en hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. Want ek weet dat dit deur julle gebed en ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek. Volgens my reikhalsende verwagting, hoop dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of deur die lewe of deur die dood is. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, maar dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly is nodiger om julle ontwil. En dit vertrou en weet ek dat ek sal bly, ja, saam met julle almal sal bly tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my bevloeg kan wees in Christus Jesus deur my teenwoordigheid weer by julle. Ons lees dan nog net verder vers 27 en 30. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandigheid kan hoor dat julle in een gees vasstaan en een van siel saam stry vir die geloof van die evangelie. En dat julle jou in geen opsig laat afkeer deur die teestanders nie. Dit is vir julle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God. Omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te heers. Terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. Omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Ter wille van die evangelie. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Ons vanoggend met die woord uit kan ontvang. Ja, dit is 'n lang gedeelte wat gelees is, maar ek bid so Here dat die opening van die woord vandag nie mense kennis sal wees nie, maar openbare kennis van U af.
vandag hierdie kosbare gehoor sal seën om hulle harte ontvanklik te maak vir die woord. En Here, dat jy so sal indring vandag, dat ons sal weet, jy is steeds met ons, ongeag ons omstandighede. Ek so Here, dat ons onsself daar sal verbly, U sal verheerlik, in Jesus mooi naam. Amen. Amen. Paulus sê juist dat ons nie net in Christus moet glo nie, maar ook so terwille daarvan sal ly. Dis nou nie 'n maklike boodskap noodwendig om te vertel of om te bedien, want natuurlik is dit baie makliker om oor die seën van die Here te praat en oorvloed en guns. Maar die realiteit van die saak is dat ons as gelowiges juist of baie maal swaar kry. Die kultuur wat ons tans in leef, is juist gefokus op gerieflikheid en gemak. Dinge wat vandag vir ons lewensnoodsaaklik is, het 50 jaar terug dalk nie eens bestaan nie. Dink die meerderheid van ons wat vandag hierso sit wat karre het, so kar het jy nie nodig om die venster by die hand af te draai nie, en jy kan ook net 'n knoppie druk, dan kom die aircon aan. Dis gerieflik. Dink baie van ons wat vandag hierso sit, het dalk ook wifi by die huis, dat jy toegang het tot internet. So ook gebeur het dat daar sommige van ons is, juist oor die onbetroubaarheid van die krag hier in die dorp, het jy dalk ook al so ver gegaan as om sonpanele op jou dak te sit, en het jy 'n behoorlike batterystelsel. En dis alles dinge om die lewe vir jou so bietjie meer gerieflik te maak. Maar die oomblik wanneer dit dalk gebeur dat jou aircon se gas opraak, of dat jou wifi vir 'n dag en 'n half anders op die Sondag is so 3 dae nie skyn nie, dan ervaar ons dit gewoonlik as lyding. Maar eintlik is dit maar net vir ons as mense 'n bietjie ongemak. Maar gewoonlik wanneer ons dit ervaar, dan is dit amper so erg, soos om in 'n Romeinse tronk te wees. Gewoonlik wanneer ons dit ervaar, is dit amper so erg, soos om 'n doodsvonnis te kry, want jy glo in die Here Jesus Christus. Maar eintlik is dit net 'n bietjie ongerief wat ons as mens ervaar. Dis net 'n bietjie ongemak. Hoor wat sê die woord, Paulus self in 2 Timoteus 3 vers 12. Hy sê, en almal wat ook godvrugtig lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Hy sê nie, dit gaan moontlik gebeur nie, dit gaan nie miskien gebeur nie, hy sê, jy sal vervolg word. Dit gaan definitief met elkeen van ons gebeur. En die rede juist daarvoor is dit eerstens weens ons geloof, maar is ook vir ons geloof, wat ons dan verdrukking en vervolging deurgaan. Nou gewoonlik wanneer dit gebeur, dan vra ons as mens hierdie vraag: hoekom gebeur dit met my? Weet jy, het jy dit dalk al so ervaar, dan vra jy, hoekom gebeur dit nou met my? Ag Here, wat het ek nou alweer gedoen dat ek hierdie verdien? Weet jy of iemand vandag nog weet waarvan ek praat? As iemand is, hy net jou hand opsteek, maar ek sê Here, ek daarom net weet, ek praat daar nou met mense wat soms dieselfde voel as ek. En die eintlike rede hoekom hierdie goed is baie maal met ons gebeur, is vir die realiteit en vir die werklikheid dat jy en ek is in 'n geestelike oorlog. Ons is in 'n geestelike stryd. Dit mag dalk iemand wees wat jou te nakom, maar dis nie noodwendig daardie persoon nie, dis die gees wat deur hom of haar werk. Want Paulus self sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. So dit is nie teen mens en mens nie, maar is juist deur die bose magte en die owerhede en die wêreldwesens in die duisternis van hierdie eeu. Die realiteit van die saak is dat jy en ek die oomblik wanneer ons in Jesus Christus begin te glo, dan word ons deel van die lig. En die duisternis, sê die Bybel, hou nie van die lig nie. En dit is juist waarom ons dan baie maal verdrukking, vervolging en ook so lyding ervaar, want dit is 'n geestelike stryd waarin ons onsself bevind. Maar nou gaan die Here Jesus en hy gee hierdie baie bemoedigende, maar ook so vertroostende woorde in Johannes 16 vers 33. Hy sê as volg: dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. Hy sê dit juist vir ons vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Weet jy wat die wonderlike ding, terwyl Jesus hierdie stelling maak, het hy nog nie aan die kruis gesterf nie. Hy sê juist vir ons, in die wêreld sal ons verdrukking hê,
maar hy gee die belofte, ek het die wêreld oorwin. So nou moet ons as gelowiges dan nou nie noodwendig vra, hoekom gebeur hierdie goeders met ons nie? Maar eintlik moet ons so 'n bietjie 'n kopskuif kry en vra, wat wil God hierdeur bereik? Ons moet nie vra, hoekom gebeur dit nou met my nie, maar eerder, Here, wat is U besig om te doen? Ek wil vir jou dit sê vandag, liewe broer en suster, wanneer ons praat oor lyding ter wille van ons geloof, dan is dit nie dat ons nou 'n slagoffermentaliteit moet hê. En jy sê, arme ek is oupa huil nie. En jouself nou wil jammer kry, nee. Want die Bybel sê dat ons is meer as oorwinnaars. Maar die realiteit van die saak is, ter wille van ons geloof en weens ons geloof, gaan ons baie lang verdrukking en vervolging hê. Soos wat ons juist nou hierdie week gesien het. Terug by die apostel Paulus. Hy bevind homself in die tronk. En die hooftema van sy brief wat hy vir hierdie gemeente skryf, is dat hulle self moet verbly en dat hulle blydskap volkome moet wees. Menslik gesproke gaan ons sê, hy het net kwyt geraak. Paulus het mal geword. Hy bevind homself in die tronk en nou sê hy vir 'n gemeente, julle moet altyd bly wees. Verbly julle, kyk oor dit waardeur ek gaan. Maar jy sien, in menslike terme wanneer ons daarna kyk dat Paulus in die tronk is, gaan ons sê dat hy misluk. Ons sal as ons van buite af staan, sal sê dis die einde van sy bediening. Hy is nou soos die res van die statistiek van pastore wat ons oor jaar op jaar wat sê, hulle het 'n fout gemaak om ag te gee op die roepstem van die Here, hulle gaan nie die bediening uit. Menslik gesproke sal ons sê dis die einde van Paulus as mens. Maar jy sien, dit wat ons gewoonlik as mislukking en as 'n teleurstelling beskou en as ellende, kan God gaan en hy verander dit as 'n geleentheid. Juist dit wat ons gewoonlik as ruïne sien, as dit wat plat geval het, kan God gaan en hy kan dit opbou en dit gebruik tot eer van sy naam. Sê amen daar. En nou gebeur dit dat terwyl Paulus homself in die tronk bevind, bereik hy nog steeds mense. Op 'n stadium sê hy vir Timoteus dat die evangelie kan nie gebind word nie. Terwyl hy homself in boeye bevind, sê hy vir Timoteus, die evangelie kan nie gebind word nie. Jy sien, hulle kan gaan, hulle kan mense se stemme probeer stil maak, maar die boodskap sal bly weergalm van eeu tot eeu, van geslag tot slag, van land tot land, waar ook al homself bevind, Jesus red nog steeds. Hy red nog steeds, halleluja. En nou gebeur dat terwyl Paulus homself daar in boeye bevind, gebeur dit dat hy bereik die keiserlike wagte. Nou as ek net gou vir jou in konteks kan stel, hulle sê die keiserlike wagte was eintlik Nero, oftewel die keiser se bodyguards. Dit was die belangrikste mense in die Romeinse ryk gewees van daai tyd, wat doodgewone mense was. Hulle het direk met die regerder van daai tyd in kontak gekom. En nou gebeur dit dat hulle pas vir Paulus op. Nou sê Paulus nou ja, hy kan nie meer uitgaan nie, hy sê onder huisarrest en later in die tronk. En wat doen hy? Hy begin vir hulle te vertel, so het jy al gehoor van 'n timmerman van Nasaret. Waarvan die skrifte vertel dat hy sal wees soos 'n lam wat aan die slagpale gelei word en hy het al ons ongeregtigheid op hom geneem. Ja, van hom gehoor. Iemand vertel dit van ons. En miskien gebeur dalk in daardie tyd dat hulle ook bring jou gesin werk die dag het. En hier gebeur dit dat die Romeinse soldaat gaan en hy bring sy seuns en sy dogters en dan sy vrou ook saam. En nou gebeur dat Paulus gaan en hy vra weer van, is wat jy al gehoor van die land van God. En so begin hy alle mense te bereik. Miskien gebeur dit daar ook terwyl hy homself daar bevind, sê hulle, in hierdie huis bly een of ander Jood wat toegesluit is vir sy geloof. Kom ons gaan vind net uit wat is sy storie. En so gebeur dit dat terwyl Paulus homself in die gevangenis bevind, kan hy nog steeds die boodskap van Jesus uitdra. En sê die Bybel dat juist onder die keiserlike wagte en almal anderster het die boodskap versprei. Ek wil nou nie klink soos 'n televisieprediker wat ook nou in die week voorberei om skryf ek die deur van dit nou opgekom. God het gegaan en Paulus se pyn in 'n platform vang.
Dit wat ons as 'n mislukking beskou het, het God juis gebruik as 'n geleentheid om die boodskap uit te dra. Nou kom dit wees dat terwyl Paulus homself daar bevind, kon hy homself nou so 'n bietjie jammer gekry het. En jy staan nou gevoel het, hy het daar 'n fout gemaak. Toe die profeet vir hom gesê het, hy gaan in die gevangenis gewerk word en sterf ter wille van die evangelie, kon hy daar gesê, ek het 'n fout gemaak om terug te gaan Jerusalem toe. Maar hy kyk nie daaraan vas nie, want sy ingesteldheid is juist om te sê, hier waar ek myself bevind, hoe kan ek die naam van Jesus groot maak? Hier waar ek myself tans beleef, hoe kan ek God verheerlik daarin? Hoe kan ek gaan en sy naam groot maak? Hulle vertel van 'n vrou in Amerika wat 'n paar jaar terug baie siek was en sy het toe gegaan vir behandeling en sy word gesond in die proses en sy moet toe gaan vir haar jaarlikse check-ups. En uiteindelik na 'n paar jaar gebeur dat sy weer by die dokter kom en hy roep haar terug, hy sê vir haar, mevrou, ek het vir jou slegte nuus. Die kanker is terug en dit het versprei en eintlik maar net nog 'n paar dae oor. In plaas daarvan op daardie oomblik dat sy toe opstandig raak en toe nou hartseer en mismoedig is, sê sy hierdie woorde vir haar geliefdes. To the glory of God, watch me go through this. To the glory of God, watch me do this. Sy het juist gesê, tot eer van God, kyk hoe gaan ek hierdeur gaan en sy naam groot maak. Want jy sien, haar ingesteldheid was nie gewees oor dit wat met haar gebeur het nie, maar eerder om te sê, hoe kan ek God se naam groot maak? En hulle vertel toe later, toe sy op haar sterfbed lê, die kerk bymekaar gekom en hulle het lekker liedjies saam gesing en hy het die Bybel uitgelees en hulle het kerk gehou en terwyl hulle kerk hou, het sy die ewigheid ingegaan. To the glory of God, watch me do this. En so gebeur dit ook met jou en my as mens, dat ons ingesteldheid juist te midde van dit waarheen ons gaan, moet partymal 'n bietjie verander. Dat ons nie noodwendig sê, hoekom gebeur dit met ons nie, maar jy gaan vra, hoe kan ek God se naam hierin en hier weer groot maak? Sê amen daar. Paulus sê in Romeine 8 vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. Ek gaan weer vir jou lees. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. Nou is dit nodig vir ons om te weet, ons is 'n geloofsfamilie. En die Bybel gaan, wanneer hy Paulus self, wanneer hy die gemeente beskryf, dan sê hy, ons is die liggaam van Christus, baie lede afsonderlik. Maar dan sê hy juis, as een lid in die liggaam ly, dan ly die hele liggaam. So vir daai rede moet ons weet, ja, ons gaan gedurig deur verdrukking en vervolging deurgaan en ook oomblikke wat nie vir ons lekker is nie. Maar as een persoon in die gemeente swaar kry, dan beteken die hele gemeente kry swaar. As een persoon in die gemeente se hart gebroken is, dan beteken eintlik die hele gemeente se hart moet gebroken wees. Want as een lid ly, dan ly die hele liggaam. So vir daai rede, hier waar jy vandag sit, hoewel ek vir jou sê ons moet ons ingesteldheid verander oor ons probleme, sê ek nie nou ons moet dit oor die mat invee en sê, ag, is maar net 'n klein probleempie waarheen jy gaan nie. Want party van ons wat vandag hier sit, gaan waar klemmende deur. Ons het eintlik, as ek dit so kan stel, daar is party mense wat hel hier op aarde ervaar. Heiliglik. Maar die realiteit van die saak is dat as een lid ly, dan ly die hele liggaam. So wat moet ons daarmee doen? Ons moet juist daarin gaan so wat die skrif sê en mekaar bemoedig deur mekaar se laste te dra en so die wet van Christus te vervul. Nou hoe kan ons dit regkry? Partymal is dit nodig dat wanneer iemand na jou toe kom en sê ek het 'n probleem, dan haal jy 'n paar rondellas daar uit jou beursie en jy sê vir hom, "May God bless you." Maar weet jy, daar's 'n ander manier hoe ons as gelowiges mekaar daadwerklik kan ondersteun. En dis eintlik die kragtigste manier ons onderskat dit baie maal. En dit is gebed. Want Paulus het juis in hierdie gedeelte het hy gesê dat dit is weens hulle gebede en die gees van Jesus Christus dat hy juis kan sien om aan te hou. Weens hulle gebede, die feit dat hierdie mense vir hom
homself bevind het. Toe dit goed gegaan het en hy gemeentes geplant het, toe dit sleg gegaan het en hy met stokke geslaan is, nog steeds het hulle gedurig deur vir hom gebid. So die kragtigste manier hoe jy en ek mekaar as 'n geloofsfamilie kan ondersteun, is deur gebed. Hulle vertel van 'n Amerikaanse sendeling wat China toe gaan en ek weet nie hoe dit nou nie, maar op 'n stadium was die verdrukking en die vervolging baie erg gewees daar en die sendeling bid en hy vra, Lord, please stop the persecution of the church. En hy bid verder. En hier gaan daai klomp Chinese en hulle onderbreek sy gebed en sê hom stop, jy bid nie verder nie. Hulle sê vir hom, do not pray that God stops the persecution of the church. For it is through the persecution that the church is growing. Dis wees die verdrukking, wees die vervolging, wees die lyding wat ons ervaar dat die gemeente bly groei. Maar bid eerder dat ons sal volhard in die verdrukking. Jy sien, dis juist wat ons moet bid wanneer ons weet, ons medemens gaan deur omstandighede, is dat hulle sal volhard daarin en so ook deursettingsvermoë sal hê op die ander kant en te kom. Nou dis nodig vir ons om te moet weet dat hoewel lyding, vervolging of verdrukking, hoe jy dit ook al nou wil stel, deel is van ons identiteit as gelowiges, nee. Is dit nie ons identiteit? Hoewel dit deel is van jou identiteit, is dit nie die end-all be-all. Ons is die slagoffers nie, broer en suster. Ons is nie slagoffers nie. Jou en my identiteit lê nie in dit waardeur ons gaan nie, maar dit lê in die een in wie se vertroue ons is. Jesus Christus. Dit is waarom Paulus juist gesê het, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Jy sien, hy het verstaan dat dit nie saak gemaak waardeur hy gegaan het, hy het geleef vir Jesus Christus, ongeag dit. Op 'n ander stadium gaan hy en hy sê, dat dit is nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat leef deur my. Christus wat leef deur my. Nou gaan Paulus vir hierdie einste gemeente so bietjie verder in Filippense 4 vers 4, dan sê hy, verbly julle somtyds in die Here, ek herhaal verbly julle. Verbly julle partymaal in die Here, ek herhaal verbly julle. Ag, verbly julle af en toe in die Here, ek herhaal verbly julle. Nee, hy sê verbly julle altyd in die Here, ek herhaal verbly julle. Nou as hy sê altyd, dan beteken dit altyd. Beteken dit dan net in goeie tye? Beteken dit dan in alright tye? Slegte tye? Beteken jy's alle tye. Maak nie saak of dit goed gaan of dit alright gaan of dit sleg gaan nie. Hy sê verbly julle altyd in die Here, ek herhaal verbly julle. Nou moet jy weet, dit is baie maklik om onsself te verbly as dit goed gaan. Wees bly die bok het gister so goed gewen. Prys die Here vir die paar wat bly is daar. Die handjie vol wat hulle hande opgesteek het om my bokke gewen het. Dis maklik om bly te wees as jou kind van die skool afkom en die rapport lyk goed. Hy het hard geleer en die punte lyk mooi. Dis maklik om bly te wees as jy in jou nuwe kar inklim en jy ry daai vars reuk. Hy stink eintlik, want hy's nie. Dan is dit lekker om bly te wees. Dis maklik om bly te wees as dit pynlyn is en die debietorders het nog nie afgegaan nie. Dis maklik om bly te wees as hulle wel afgegaan het en jy sien jy het daar nog iets oor. Ek is eintlik bly om dit vertel nou voor die tyd. Vastelik hoe mooi is die Here. Onwetend. Jy sien, dit is maklik om bly te wees wanneer dit goed gaan. En wanneer dinge gaan soos wat ons dit wil hê. Maar die oomblik as dit nie so goed gaan nie, dan raak ons baie maal opstandig. Ons skop so bietjie vas. En partymaal wanneer ons dan nou nie net opstandig raak en vaskop nie, dan ontstaan daar so 'n bietjie bitterheid. En dan wil ons dalk partymaal wraak neem. Wraak in ons eie hande neem. En sê ek gaan vir jou wys. Of as dinge nie gaan soos wat ons wil nie, raak ons mismoedig. Teleurgestel. Ek weet van 'n pastoor wat sê die duiwel wil jou nie onderkry in sonde nie, hy wil jou moedeloos maak.
die oomblik as jy jou moedeloos gemaak het, dan raak jy biddeloos. En die oomblik as jy biddeloos word, dan word jy kragteloos. En dan die oomblik as jy kragteloos is, dan kan jy nie meer weerstand bied nie, en dan later dan word jy goddeloos. Jy sien, dit is baie maal so maklik vir ons om moedeloos te word oor dit wat om ons aan die gang is, maar dit ook wat met ons gebeur. Maar daar is een tema wat in die Bybel duidelik is van die begin tot die einde toe, en dit is dat God wil hê ons moet bly wees. Maar weet jy, nie net wil die Here hê ons moet bly wees nie, hy wil veral hê ons moet bly wees wanneer dit nie goed gaan. Hy wil veral hê ons moet bly wees wanneer dinge nie uitwerk soos ons wil nie. Wanneer dit juist daarop neerkom dat jou kind dalk nou nie terugkom met so mooi rapport nie. Wanneer dit dalk juist daarop neerkom dat die debietorders aan jou geld gevat het, of dalk wanneer jou salaris laat bepaal word. 'n paar keer het dit my ook gebeur. Dan sê hy juist, verbly julle altyd in die Here. Jy sien, die skrif leer ons om bly te wees ongeag ons omstandighede. Hoor wat sê Jakobus, ek het nou net so 'n bietjie anders gestel, want die ou Afrikaanse vertaling stel dit mooi, maar dit is groot woorde, so dit jy mis soms die boodskap. Maar hoor wat sê hy, beskou dit as suiwer vreugde. Louter vreugde, suiwer vreugde. Wanneer ons in allerhande beproewinge land, want dit kweek volharding. Wanneer ons in allerhande toetse kom, dan moet ons juist bly wees daaroor, want dit is God se manier om vir jou en my te leer om te volhard. Om nie nou te sê, Here, ek gee nou op. Dit is juist op daardie oomblik wanneer jy van die werk af kom, jy werk toe begin het as die water af en dan draai die kraan oop en die water is nog steeds af. Dan is dit 'n toets. Dan is dit 'n toets. Gaan jy nou jou hande in die lug gooi en skerp vloek? En jy sê, Here, dankie, die kraan is nie gesteel. Glas is half vol of half leeg. Nou moet die glas wees. Gaan jy gaan en sê, maar dit maak nie saak wat nou met my gebeur nie, ek kies nou om bly te wees in die Here. Ek weet van 'n lidmaat wat ons vandag, en dit is nou nie op persoon gemik nie, maar partymal gebeur dit dat mense gaan hulle spreek as spes jou naam verkeerd uit. Ander kere dan noem hulle jou 'n heel ander naam as wat jou naam regtig is, maar dan is dit as 'n manier om bietjie onder jou vel op te kan klim. Hoe reageer ons dan? Gaan ons dan in ons raak verstoppel is, of sien ons hierdie as 'n toets? Om sê, ek gaan myself nou verbly in die Here. Wat moet ons doen, liewe broer en suster, as jy nou gaan, en jy het 'n vertroueling, en jy het baie geheime met daai persoon gedeel. Nou ewe skielik na 'n paar jaar se vriendskap gebeur het dat daai persoon raai teen jou. Al jou geheime wat jy ooit vir hulle vertel het, word die wêreld in vertel. Wat maak ons dan? As dit nie maklik om bly te wees nie. Wat maak jy as jy by die werk beskuldig word, valslik? Want jy het geld gesteel. Dis nie so, maar jy word valslik beskuldig. Wat maak jy as daar vir jou gesê word, jou werk of jou besigheid word bedreig? Vir hierdie rede van, jy moet 'n braai betaal vir jy verwyder om 'n braai te betaal. Of as jy dalk toegesluit gaan word, want jy so 'n bietjie oor die spoedgrens gery, en daai man sê vir ek so graag 'n bietjie KFC. Jy sê nie, ek gaan nie. Wat maak ons dan? Jy sien, op daardie oomblik kry jy, wanneer ons nie net 'n toets kry nie, maar wanneer ons verdrukking en vervolging kry, wanneer ons juist geknyp word deur mense, dan is dit moeilik om onsself te verloor. Maar wat sê die Here Jesus? Hy sê, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerlei kwaad teen julle spreek om my ontwil. Weet jy, as hy sê salig, dan beteken dit uitermate gelukkig. Hy sê nie net gelukkig is jy nie, hy sê uitermate gelukkig is jy. In die Griekse taal is dit baie dieselfde woord as wat gebruik word in Psalm 1 wanneer hy sê welgeluksalig is die man wie nie wandel in die raad van die goddeloos nie, nie staan
Wie staan in die weg van die sondaars en wie sit in die kring van die spotters nie. En kom jy daarmee, jy is so gelukkig omdat jy dit nie doen nie. Nou sê Jesus, jy is so gelukkig wanneer hulle gaan en jou valslik beskuldig, jou beledig en jou ook vervolg terwille van sy naam. Maar wat sê hy verder? Hy sê verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemel. Juist te midde van dit, wanneer ons verdrukking en vervolging ervaar en ook so lyding beleef, sê hy vir ons verbly en verheug julle. Rejoice and be glad in it. Wees bly daaroor. Wees bly daaroor. Sê want ons loon is groot in die hemel en dan sê hy verder van so het hulle die profete vervolg wat voor julle gelees het. Ek gaan nou afsluit. Ek het nou so 'n bietjie lank aangegaan. Maar God wil hê ons moet onsself verbly te midde van ons omstandighede. Wees altyd bly. Nou is dit nodig vir jou en my om te verstaan, menslik, uit onsself uit is dit onmoontlik. Jy gaan dit nie reg kry om bly te kan wees en te kan sê, ag ek is so bly want hulle gaan dit met my werk nie. Kan nie so maak. As jy dit uit jouself kan doen, dan dink jy is mal. Die enigste manier hoe jy en ek dit werklik kan regkry, is in en deur die werking van die Heilige Gees. Dis al, finies en klaar. Jy gaan dit nie in en deur jouself kan regkry nie. Want as deel van die vrug van die Gees, kom dit juist daarmee om blydskap te hê. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, liefde, blydskap, vrede. En dit kom daarmee, dit is die werk van die Gees wat hy in ons voortbring. So in en deur onsself kan ons dit nie doen nie. Nou sê ek nou vandag vir jou, as jy nie bly kan wees in die omstandighede en dit wat met jou gebeur nie, jy het nie die Heilige Gees nie. Nee, dis nie wat ek vir jou sê. Dis nie wat ek vir jou sê. Jy sien, die oomblik wanneer ons in Jesus Christus begin te glo en hom erken as Here en Meester van ons lewe, dan kom woon die Gees van God binne ons. Ek glo dit, dan kry ons die inwoning van die Heilige Gees. Die dooping in die Gees is 'n heel ander gebeurtenis, ek het al voor en na bedien, maar dan kom weer woon God se Gees hier binne in ons. Maar jy en ek as mens het 'n keuse, gaan ons die Gees van God toelaat om in en deur ons te werk. Hy kom woon hier binne in jou en my, maar gaan ons hom toelaat dat dit juist sy vrug is wat na vore kom. Gaan dit juist wees dat liefde, blydskap en vrede gesien gaan word. Ons het daai keuse. Paulus gaan self en hy sê, blus nie die Gees uit nie. Sien, ek het hierdie boodskap vir jou vandag om aflewer, broer en suster, want hier is die ding. God wil hê, ons moet bly wees, ongeag wat met ons gebeur. Hoekom sodat mense kan dink ons is mal? Nee, maar sodat ons sy naam kan groot maak. Dan wees sê, God wil hê, jy en ek moet bly wees, ongeag waar ons gaan, sodat ons sy naam kan groot.